net sê baie welkom aan een en elk wat hier teenwoordig is. Ons skriflesing is uit Matteus 28, vers 1 tot 10, en dan ook verder vanaf vers 16 tot 20. Ons tema is die groot opdrag. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: moenie vrees nie, want ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het, en gaan haastig sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf, met vrees en groot blydskap, en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met eens teë en sê: wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle: moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. Verder vanaf vers 16, en die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Skrifgedeelte is vers 19, gaan dan heen, maak disippels van die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ek wil net ook 1 Timoteus 1 vers 15 tot 16 lees, uit die 2020 vertaling. Die uitspraak is betroubaar, en werk om ten volle aanvaard te word, dat Christus Jesus na die wêreld gekom het, om sondaars te verlos, van wie ek die heel grootste is. Ek is juis om hierdie rede begenadig, sodat Christus Jesus aan my, as die grootste sondaar, al sy geduld kon betoon, as voorbeeld vir hulle, wat in hom sou glo, met die oog op die ewige lewe. Dis Paulus wat daar praat. Koning Jesus het opgestaan, glo jy dit? Amen. Voor die bittere hartseer kruisiging het Jesus tussen die mensdom op die aarde kom woon, om aan ons 'n voorbeeld te stel. Christus het ons geleer hoe om ware geluk te vind, terwyl ons streef na die ewige lewe. Ja, hy het mense onderrig in waarheid. Hy het ons deur sy voorbeeld geleer. Hy het getoon hoe God se wil selfs in moeilike omstandighede gedoen kan word. Toe hy mishandel is, het hy nie kwaad met kwaad vergeld nie. Die lewe in die wêreld kan maar braaddonker wees, maar Jesus Christus het bewys gelewer dat ligdraers helder kan skyn in hierdie wêreld. Paulus sê in Galasiërs 1 vers 10, indien ons die mens behaag, is ons nie 'n diensknegt van God nie. Maar indien ons God behaag, dan is ons 'n diensknegt van God. Dit wil sê, indien 'n mens jouself en ander tevrede wil stel, uit pure selfsug, dan is jy nie 'n diensknegt van God nie. Ons moet nie wees soos die mense van die wêreld nie. Ons moet vir God vra om
om ons te verander, sodat ons die regte dinge sal dink. Dan sal ons dinge doen, wat God wil hê, ons moet doen, en goeie dinge, dinge waarvan hy hou, dinge wat heeltemal reg is. Broer en suster, streef deurentyd daarna om God te behaag, en jy sal ervaar hoe lekker dit kan wees om 'n kind van God te wees. Dit voel miskien vir u asof u bid en pleit, maar niks gebeur nie. Daardie ou lastige sondes wat nie wil wyk nie. Bly 'n versekering, dit wat God in jou lewe begin het, sal hy nie net so los nie. Volhard in jou gebedslewe, liewe boetie en sussie. God sal jou nie net so los nie. Ek herinner myself dat my liewe vrou in hierdie einste gemeente onder die leiding van pastoor Erasmus deur die Heilige Gees gedoop is. In hierdie bad is sy met water gedoop. Sy woon jare later 'n kamp, 'n vrouekamp in Randfontein by. En sy bel my later. Toe het sy onder die vurige hand van die Heilige Gees, het hy haar laat val. En 'n geesvervulde vrou sê vir my, my man, waarlik, daar is 'n lewende God. Prys sy heilige naam. Halleluja! Een somersaand te Vryburg, onder die leiding van pastoor Hans Huywert in die PPK kerk, word ek gedoop deur die Heilige Gees. Daar kom 'n verheerlike gevoel oor my, onbeskryflik. Ons kan dit nie beskryf nie, maar die teenwoordigheid van God word so aangevoel, trane rol vrylik oor jou wange. Dis 'n heerlikheid wat deur die vleeslike mens nie geken word nie. Daarom is soveel dinge in die Bybel vir mense onverstaanbaar. Dit van God, nader jou tot God, en hy sal tot jou nader. Moenie aanvaar dat jy net 'n sondige mens is nie. Moenie aanvaar soos Paulus, wat die grootste apostel is, wat seker in die Bybelse tyd opgelewer is, dat jy die grootste sondaar is nie. Moenie laat hierdie uitsprake, en ek sê dit met alle respek en eerbied, want dit staan so in die Bybel geskryf, maar moenie laat hierdie uitsprake jou bootjie nie, en jou gewinte sondes maar laat doen, want jy het jou hart vir die Here gegee, maar uit tog, ek is mos die grootste sondaar, so wat help dit my? Nee, volhard in die wedloop. God sal jou nie laat val, net so los nie. Dit is my smeeking by u. Dit geld vir my ook. Waar ek val in die lewe, moet ek opstaan. Want ek moet God behaag. Ek is nie hier nie. As jy mooi kyk na die doel van die lewe, as jy die dag sterwe, waarvoor het jy gelewe? Om goedere by mekaar te maak, wat stof en mot verniel en opvreet? Of het ons waarlik waar gelewe, om vir God te lewe? Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, my Father, keep me burning, burning, burning. Ek mis that old time religion. Ek is jammer om dit van hierdie kansel af te sê, maar die kerk het koud geraak. Ons gee nie meer vir mekaar om nie. As daai ou maar wil Sondag, laat hom Sondag. Dis sy saak. Ons moet na mekaar begin kyk. Ons moet minder aanhou om min van onsself te dink. Want jy, ons almal is so kosbaar vir God. Hy wil jou sy oogappel noem. Moenie net so stagneer nie. Dit is nie die moeite werd nie. Strewe na God en die ewigheid.
Laat U wil geskied, U wil, o Heer. Laat U wil geskied met my, net soos U wil. Die wêreld gaan verby met al sy begeerlikhede ook. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Hou jou oë op Jesus gefestig, die leidsman en volleinder van ons geloof. Bedink die dinge wat daar bo is, en nie die dinge wat op die aarde is nie. Dit beteken dat ons in die wêreld moet leef, sonder om gelykvormig aan die wêreld te word. Dit beteken om sout en lig te wees, te midde van duisternis, en om die wêreld te beïnvloed met God se gebooie en voorskrifte, gebaseer op die liefde, geregtigheid en barmhartigheid. Ons moet nie lief vir hierdie sondige wêreld en vir die dinge van die wêreld wees nie. Al as ons lief is vir die wêreld, dan is ons nie lief vir die Vader nie. Dit behoort ons te skok nie. Dit behoort ons te skok. Waar staan ons met ons liefde teenoor ons Vader? Hy wat sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen van ons wat in hom glo, die ewige lewe kan beerwe en nie verlore sal gaan nie. Maar beleef jy nog die agape liefde van God in jou hart, wat hy in jou hart geplant het? Ek sê vir julle, die Heilige Gees moet julle lewens regeer. Dan sal julle nie slegte dinge doen wat mense graag doen nie. Want die slegte dinge binne in julle harte wil altyd iets anders hê as wat die Heilige Gees wil hê. En die Heilige Gees wil altyd iets anders hê as wat die dinge binne, die slegte dinge binne in jou hart wil hê. Hulle is gedurig teen mekaar, gedurig in 'n geveg. Ken jy daai ervaring van deur die een of ander gewoonte sonde? En jy sê vir jouself die oggend, jy daag jouself uit. Ek sê nie dit gebeur in almal se lewens nie, maar dit was op 'n stadium my ervaring. Tot vanaand toe, totdat ek my kop neerlê om te gaan slaap, gaan ek daai sonde nie pleeg nie. Daai troetelsonde. Voordat 'n uur verby is daai dag, het ek daai sonde gepleeg. Roep tot God die Vader om jou te genees. Jy kan jouself nie genees nie. Net God alleen kan jou genees. Daarom is dit juist so, dat ons nie die dinge kan doen, wat ons graag wil doen nie. En die Heilige Gees moet ons lewens regeer. Gods woord sê dit alles vir julle, sodat julle vrede kan hê, omdat julle aan hom behoort. Die mense van die wêreld sal julle laat swaar kry, maar julle moenie moedeloos word nie. Hy het die wêreld klaar oorwin. Ja, ons lewe op aarde, maar wanneer ons veg teen die duiwel, dan doen ons dit soos die wêreld, dan doen ons dit nie soos die wêreldse mense nie. Ons oorwin die wêreld wanneer ons waarlik in Jesus glo. Die regte en die reine manier om vir God die Vader te dien is dit. Jy moet sorg vir die weeskinders en die weduwees wat swaar kry. En 'n mens moenie hierdie sondige wêreld toelaat dat hierdie sondige wêreld jou onrein laat word, sodat jy slegte dinge doen nie. Dit lê my so na in die hart, want in die laaste bergpredikasie van Koning Jesus sê hy ook, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broeders van my gedoen het julle dit aan my gedoen. Hier praat hy van diegene in die gevangenis, siekes, mense wat honger en dors het. So as ons nie vir hulle gee nie, dan gee ons nie aan God nie. Hoeveel keer knyp ons oë toe? Hoeveel keer vererg ons onsself? Sien ek en u nou kans om vanmiddag gevangenes toe te gaan en 'n besoek te gaan aflê, om 'n boodskap vir daai mense te vat. Wat het geword van ons mensliewendheid?
Daar's mos deesdae klasse. Die klas meng, daai klas meng. Ons moet ophou daarmee. Vir God die Vader is ons almal dieselfde. Die Here sê, Gods woord sê, die een wat eerste staan op die aarde, gaan laaste staan in die hemel. Die een wat laaste staan op die aarde, gaan eerste staan in die hemel. Ek kan hierdie bergpredikasie verder vat, soos dit aan my geopenbaar is. As ons mekaar te nakom, as ons mekaar sleg sê, teen mekaar opstaan, kom ons God die Vader te na. Ons staan teen mekaar op, en ons sê God sleg, skies tog. Weet jy hoe belangrik is jou liefde vir jou medemens? Want dit is hoekom dat die tweede gebod van die 10 gebooie is. Want God sê, dit staan gelyk met die liefde vir hom. Ons moet nie mekaar se gees breek nie. Ons moet begin om gehoorsaam te raak. In Levitikus 19 vers 17 tot 18 staan ook geskrywe: Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie. Jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Vandag dink ons ook aan Judas Iskariot. Hy was een van die disippels van Jesus. Sy naam in Hebreëus beteken om God te loof. Wat 'n spesiale naam het hy nie gehad nie. Kind van God, sien jy hoe maklik kan 'n mens val in die lewe. Ons moet ophou om vingers na mekaar te wys en mekaar optel in die lewe. Toe Judas agterkom dat hy 'n ondenkbare fout begaan het daar 'n donker wolk van depressie oor hom gekom. En hy het die hand aan sy eie lewe geslaan. Omdat hy sy vader verraai het vir 30 silwerstukke. Hoe prioritiseer ons lewe? Verraai ons ook die Vader vir geld, vir lekker sondes, of bly ons gefestig op hom? Ons moet baie versigtig wees. Die vlees begeer so maklik wat die gees nie begeer nie. Die vlees begeer wat niks beteken vir die gees nie. Moenie die Vader verraai vir dinge wat nie die moeite werd is nie. Kan dit verder nie? Jy doen jou kollega by jou werk down, rapporteer hom aan mekaar, praat onwaarhede oor hom, sodat hy sy werk kan verloor en sodat jy bevordering kan kry. So verraai die mense mekaar. Ek was in die arbeidsverhoudinge, ek weet waarvan ek praat. Dit gebeur in werklikheid. Dit is 'n jammerte, want dit is deels die rede van hoekom ons land lyk soos wat hy lyk. Petrus wil ek ook graag aanraak. Toe die haan kraai, het hy na Jesus gekyk en hy het bitterlik geween. Volgens Jesus sou hy Jesus 3 maal verloon deur te sê ek ken nie die man nie. En dit het so gebeur. Hy het Jesus 3 maal verloon. Nou ja, nou wil ek die punt wat ek hieruit wil maak is, ons hou nou lekker kerk, ons gaan huis toe. Hoe
is ons geselskap, ons styl, by ons huis, by ons werk, by ons sosiale lewe, hoe is ons styl? Praat ons nog onbeskaamd oor Jesus Christus? Is hy nog in ons harte? Of is hy nou net vir hierdie uur hierson? Ons moet onthou, as ons nie oor Jesus gaan praat nie, kind van God, dan gaan dit ook gaan soos wat broer Karel verlede Sondag gesê het, dan gaan hiernaam nie Christendom in Suid-Afrika wees nie, soos wat dit in Britannia is. Ons gaan vervolg word. Ek het gister, om Karel se woorde te bevestig, het ek 'n tandartsvriend van my in Britannia gekontak, en toevallig was hy hier op OR Tambo Lughawe. Toe sê hy, ja, dit is waar. Die moslems word soos, nou ontgaan die woord my, maar word basies op 'n skinkbord gedra. Die moslems. Maar daar is Christene wat teenstand bied teen hierdie tipe styl wat Britannia nou handhaaf. En my vriend het vir my gesê, Tommy Solje, hy was saam met my in die klas gewees, hy het gesê, dinge gaan verander. Want die Christendom is besig om teenstand te bied. Prys sy heilige naam. Moenie dat ons ook die oorsaak is dat Christus nie meer gedien word in ons land nie. Sien ons nie hoe lyk die kerke nie, hoe leeg is hulle nie. Die mense wil nie meer kerk toe kom nie, want ons staan nie meer onbeskaamd vir Jesus Christus op nie. Ons praat daar soos mense wat sê, soos Petrus wat sê, ek ken hom nie. Die ongelowige Thomas, hy wou Jesus eers sien, hy wou die merk aan sy liggaam sien, hy wou aan dit vat, voordat hy dit geglo het. So gaan dit deesdae met die wederkoms. Mense wil tekens sien, terwyl die tekens al reeds daar is. Ek wil nie waarsku, die almagtigheid van God is baie groter as wat ons dink. Dit gaan alle verstand te bowe. Daarom is 1000 jaar vir God soos een dag. Ons moet baie versigtig wees oor die uitsprake van God. En ek sê vir u, soos wat ek reeds gesê het, die tekens is reeds daar. Gerugte van oorloë, gerugte van oorstromings, aardbewings, kan staan teenoor ouer op, en lig het donker geword, en donker het lig geword. Gebeur dit nie om ons nie? Is dit nie in ons eie land al besig om te gebeur nie? Vir watter tekens wil ons dan nog wag, voordat ons harte finaal aan God gee? Is ons besig om met God die woer te speel? Ons moet erns maak met God. Gaan na jou binnekamer, bid tot God, laat hy jou denke verander. Moenie ophou met jou gebedslewe nie. Moet dit nie verwaarloos nie. God is lief vir een en elk van julle, en hy wil ons nie verloor nie. Die prediker skryf dat die mens probeer om uit te vind, maar hy kry nie uitgevind nie. Dit is al jare terug wat die mense probeer uitvind, en die een wetenskapliker, mag ek maar die woord gebruik, raak meer gekker as die ander wetenskaplike, want hulle kry nie uitgevind nie. Is net kinders van die Here, wat het soos wat in die Here behaag, sekere dinge openbaar. Die wonders van God gaan enige mense verstand te bowe.
maar die kind van God deel reeds in die wonders van God, soos wat ek gesê het. Want wat die geestelike verstaan, begryp en beleef, sal die vleeslike mens nooit verstaan, of begryp nie, en pleit ek vir sy genade, oor elke broer en sussie hierson, teenwoordig, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag die Heilige Gees besit neem van u hart en u siel, dat u met vuur vir God sal opstaan. Ons moet leer van hom, want hy sal gedurende hierdie moeilike tye aan ons leiding gee. Dit is verseker, God gee aan sy kinders altyd in moeilike tye, goeie tye ook, leiding. Ek het vanoggend goeie nuus vir u, dierbare mens. Hy is sagmoedig en nederig van hart. Sy juk is draaglik en sy las is lig. Hy sny die waarheid fyn, sonder om aanstoot te gee. Jesus het aan ons die ware betekenis van liefde en gehoorsaamheid geleer. Indien jy erns omtrent God maak en 'n ware kind van hom is, sal hy ook hierdie eienskappe aan jou gee, naamlik sagmoedigheid en nederigheid van hart. Die Heilige Gees sal jou lei om die waarheid te sny sonder om aanstoot te gee. En ons sal liefde uitleef, terwyl gehoorsaamheid aan God aan die grootste geskenk is wat jy kan ontvang. Want dan sal jy God se opdragte met nougesetheid uitvoer. Indien ons dan al hierdie dinge weet, wil ons nog steeds 'n vriend van die wêreld wees? Die groot opdrag is duidelik in ons teksvers. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. Ag, kan ek net so terloops voel, ek het dit eintlik uitgehaal aanvanklik, maar vir wat dit werd is, wil ek dit graag noem. My oorlede maat gesê, daar's mense wat met haar stry oor watter ras Jesus was, of Jesus is. Toe sê ek vir my ma, soos wat God het op my hart gelê het, ongeag watter ras jy is, hier is die opdrag, dra my woord uit na alle nasies. En ongeag watter ras jy is, sy bloed is net so rooi soos joune en myne. Liewe broer en suster, ek vra u vandag, glo jy in die goeie nuus dat koning Jesus waarlik opgewek is? Dat hy, is dit dalk vir jou 'n sprokie en leef miskien die lewe van 'n Judas Iskariot, 'n Petrus of 'n ongelowige Thomas? Partykeer as mens mos diep krap of jy down to earth en daai dinge, dan wonder jy oor hierdie dinge. Dit gebeur met mense. Help nie ons redeneer dit weg nie. Jesus het opgestaan. Waarlik, hy het opgestaan. Dan vra ek die volgende. Hoekom is ons dan so dood in die kerk en loof en prys hom nie met 'n heerlike lofgesang nie? Die hande wat klap, die voete wat nie kan stil staan nie. Want kyk, hy het opgestaan. Loof en prys sy heilige naam. God het bewys hoe lief hy die wêreld gehad het. Hy het sy unieke seun na die wêreld gestuur, sodat elkeen wat in hierdie seun glo, nie verlore sal gaan nie, maar die vir altyd saam met God kan leef. Indien u terugkyk oor u lewenspad, is al die wonderwerke wat gedoen is, en dit wat goed is in u lewe, is wat God teweeg gebring het. Nie Satan wat die wêreld vir jou so aanloklik laat lyk nie, wat sondes vir jou so aanloklik laat lyk nie. Ek weet, sondes bring verdriet. Voor dit te ver, en jy gaan verdriet ervaar.
sien elke druppel bloed wat op Golgotha gestort is, het ook vir my en u gevloei, ongeag jou status, soos wat ek sê, klasse, ongeag jou klas. God se bloed het vir een en elk van ons gevloei. Jesus Christus se bloed, verskoon my, want so lief het God die wêreld gehad. Geestelike mens, dit is die prys wat Jesus Christus vir ons betaal het. Nou vra hy jou, en in sy woord herinner jou ook, die oes is ryp, maar die arbeiders is min. Gaan jy jou aan mekaar diskwalifiseer om vir God se woord uit te dra, om hierdie groot opdrag uit te voer? Skep 'n geleentheid, doen iets om Jesus Christus, om 'n ambassadeur en 'n disipel vir Jesus Christus te wees. Hy het die duurste prys betaal, maar prys sy heilige naam. Hy het ook opgestaan. Hy het opgevaar na die hemel, maar hy het vir ons die Heilige Gees agtergelaat. Daai stemmetjie wat so aan mekaar met jou praat, wat wil hê jy moet doen wat jy nie wil doen nie. Daai dinge wat reg is wat jy moet doen wat jy nie wil doen nie. Luister na daai stem. Luister na daai stem. Ek kan amper so ver gaan om te sê, so lekker soos wat die sondes is, omdat jy dit oor en oor doen, so lekker is dit, sal dit wees, om God te dien, indien jy dit oor en oor doen. Gee jouself die geleentheid, moenie laat jy die heerlikheid van God misloop nie, kind van God. Jy is dierbaar, jy is sy oogappel, moenie. Dan vra ek u weer 'n keer, om die volle wapenuitrusting van God aan te trek. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. Amen en amen.